Here, dankie dat U hier is. Dankie dat U teenwoordig is. Heilige Gees, ek ervaar 'n sagte teenwoordigheid. Heilige Gees, ek ervaar 'n sagte teenwoordigheid van die Here. Dit is my gebed vanmôre, is dat die Heilige Gees elkeen van ons sal bedien. Maak nie saak wat jou situasie is. Jy vanmôre sal weet, if I surrender all, God will take over everything. Here, word verheerlik. Word verheerlik met ons lewens vanmôre. Want ons het U so lief, Here. Ons is uitverkoop aan U. Nou bid ek, Heilige Gees, dat hierdie woord val op vrugbare grond. In die wonderlike naam van Jesus ons koning. Amen. Kan jy sit plekke neem? So om lekker gesing volgend. Amen, amen, amen. Dit sal op die lig. Ons heet hier almal baie welkom. Baie het verskoning gevra want hulle is siek. En dit is om snaaks die tyd van die jaar dat die weer is vir my baie snaaks. Dan is dit warm, dan is dit koud. En baie het nogal vir my verskoning gevra dat hulle is griep. En ons bid dat die Here net vir hulle sal aanraak en hulle sal versterk. En ons is opgewonde oor dit wat die Here besig is om te doen in Boys en Josef en Marlyn stuur ook hulle liefde en groete. Hulle het bedien in Witrifuur en gister het my so 'n bietjie terugvoering gegee en hulle ervaar werklik waar die teenwoordigheid van God, maar hy sê stuur my liefde en groete vir die gemeente. Dit gaan goed met hulle. Gaan dit goed met julle? Kom ons blaai na Romeine 12 vers 2 toe. Ek het 'n wonderlike woord, ek is excited. En dit sluit so wonderlik aan wat Josef die laaste tyd gebreek het. Praat ek, dis beter. Ekskuus. Nou val hierdie ding af. Wat te sê my God kan? Weet julle dat ons God kan enige ding doen? By ons is God niks onmoontlik nie. Maar vanmôre is my boodskap vir my gedagte vir julle vanmôre is, wat is God se gedagte oor jou? God verander alles. Nou ons sê God kan, maar dan is ons gedagtes in die pad. Luister mooi wat ek sê. Ons verklaar so maklik dat ons God kan, maar dan is ons gedagtes altyd in die pad. Van wat as? Is ek reg? Kyk, ek het hierdie 2 weke met myself gepraat, en as ek my bevind, dan kom ek op 'n plek en sê ek, Here, maar ek wil nooit iets betwyfel nie. Ek onthou die dag toe hulle die mediese toestand oor my uitgespreek is, toe daai dag was ek so vol selfvertroue, en ek het tot in hierdie dag, ek het nog nooit weer dit kos gegee nie. Want wat is die probleem as ons nie kan ons gedagtes beheer nie, dan gee ons dit wat vrees kan veroorsaak kos. En dan begin ons te twyfel. Maar hoekom stel die Here nie in my belang nie? Hoekom raak die Here my nie aan nie? En hoekom word ek nie gesond nie? Of hoekom kom ek nie uit hierdie krisis uit nie? Maar die Here wil op 'n partytjie vir ons iets leer. En as ek Romeine 12 vers 2 lees, dan besef ek, wat wil hy ons leer? Hy wil hê ons moet daagliks ons gedagte vernuwe. Jy weet, ons was hierdie week gekonfronteer deur baie goed, en ek dink die kerk het oor die algemeen baie aanvalle beleef. Die liggaam van Christus het baie aanvalle beleef. Maar ek wil hê ons moet vanmôre staan ons elkeen met 'n verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid is dit, ons moet nooit God se woord betwyfel nie. Amen. En maak nie saak wat ek sê, of wat ek vir julle sê, dit staan daar nie, dan moet julle dit gaan kyk, en gaan maak seker, dat dit wat ek gesê het, is onder God se woord beproef. Ek is nie hier om niemand aan te val nie, ek is nie hier om enige vingerwys na niemand te wys nie. Heilige Gees het vir my gewys in my lewe,
Waarom laat jy toe dat jou gedagtes beïnvloed word deur ander mense se opinie? Jy weet, ons is so belangrik, of ons is so geneig, dat wanneer iemand wat jy dink, het aansien iets sê, dan glo jy asof God dit gesê het. Ek praat met myself. Ek kom baie maal op 'n punt, dan luister ek het nou baie van, ek luister baie preke, en dit is vir my lekker om na preke te luister, en dan sien ek, man, dit is 'n man, wat werklikwaar God se hart verstaan. Maar dan kom Heilige Gees, dan sê hy, maar luister, ek wil hê jy moet luister wat ek vir jou ook wil sê. Ek gebruik instrumente as 'n stem. En ek is nie vanmôre om teen geen stemme te praat nie. Ek wil vanmôre sê, ons moet nie toelaat dat die vyand ons gedagtegang mislei nie. Want daar is soveel mense wat my geskakel het, of met my gepraat het, met my vriendekring, en vir my gesê, wat nou? Toe sê ek, wat nou? Wat nou? Wat is ons verantwoordelikheid op aarde? Is om te vertel dat Jesus leef. Wat is my en jou se verantwoordelikheid op aarde? Is om elke dag te leef asof ek vandag my God gaan ontmoet. Wat is my verantwoordelikheid van jou en van my? Om elke dag my hart te ondersoek en te sê, Here, ek moet elke dag seker maak my hart is rein. Wat is my en jou se verantwoordelikheid elke dag? Is om te sê, Here, as ek vandag my kop moet neerlê en ek sal nooit weer my oë oopmaak nie. My pa het op 38 jaar ouderdom, het hy gaan slaap en hy het nooit weer wakker geword nie. Hy was in sy hele lewe 5 keer nie by dokter, praat nie van tandarts net, hy was die gesondste mens. En na Arend sy kop gebars en sy slaap dood. Maar een ding weet ek, hy was gereed om sy God te ontmoet. Want hoekom? Hy het elke dag verklaar, God is sy herder. Niks sal hom ontbreek nie. Hy het ook maar foute gemaak. Maar wat doen ons? Ons is partykeer geneig om kritiek te lewer. Ons is partykeer geneig om te kyk na wat ander mense sê. Maar wat wil die Here vir ons vandag sê? Wat is my gedagte oor jou? Wat is my opdrag aan jou? Want wat wil die vyand doen? Ons besef nie dat ons stryd is teen vlees en bloed nie. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte in die lig, Efesiërs 6:12. En ek dink ons het op 'n punt gekom waar ons miskien bietjie gemaklik geraak het met kerk. Maar een wat mooi dink. Ek dink ons het op 'n punt gekom wat ons gemaklik geraak het met kerk toe gaan. En die Here het vir my vanoggend gesê, hierdie week duidelik met my gepraat en gesê, Andrei, ek wil Romeine 12 vers 2 vir jou oopbreek of vir jou iets wys. Want as jy jou gedagtegang beskerm, dan begin jy anders te dink. Jy begin anders te funksioneer. Ek sê, Here, maar ek is 'n verskriklike optimistiese mens. Die wat my ken, die skoolmaat het my al gevra, gaan dit nooit sleg met jou nie? Ek sê, nee, maar dit gaan altyd fantasties. Ek hou van daai woord fantasties. Hoekom? Because I program my system. Ek wil julle geheim vertel wat vir my werk. Ek onthou altyd dat hulle vir my gesê, hoekom is jy so baie positief? Ek het oor die ding al baie gedink. En ek is nie ou wat 'n negatiewe woord spreek, ek hou nie van negativiteit nie. Maar ek het altyd vir my kind geleer, vir ons dogter geleer en gesê, moet nooit negatief praat nie. Want as jy negatief praat, dan hoor jy dit. En as dit in jou gehoor is, dan is dit in jou gebeende. En dan moet jy baie positiewe woorde praat om dit weer uit jou gedagtes uit te kry. Dis hoekom ek positief praat. Want hoekom? Ek sê vir myself, dit is waaraan jy sal dink. Ek sê vir myself, dit is in wat jy gaan glo. Dit is nie mind over matter wat ons moet kom en sê, ons moet op net saadjie kom nie. Ek sê, ek weet wat my posisie in Christus is. Ek weet wie vir my gesterf het. Ek weet wat is my opdrag. My opdrag is om te vertel en my storie aan mense te gaan vertel. Nou hoor ek so baie mense sê, ja, maar ek is nie geroep nie. Nou wil ek vir jou sê, eintlik, het jy nog nie jou roeping ontdek nie, wat elkeen is geroep. Because what happened, you meet people that we don't meet. You get involved with people in certain areas that we don't even get to know. Wat is jou verantwoordelikheid? Gaan vertel jou storie. Wat is jou storie? Wat het Jesus vir jou gedoen? Maar as jy dit nie kan begin glo nie, hoe kan jy dit met oortuiging vertel? Kom ons lees Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Ek wil die Engels vir julle so mooi lees. Die Engels sê vir my dit vir my so bietjie anders, hy verduidelik dit vir my bietjie mooier. Die Amplified sê mooi. And do not be conformed to this world. Luister mooi. And do not be conformed to this world any longer with the superficial values and customs. Kom stop daar. Die wêreld het sekere maniere van aanvaarding. Die wêreld het sekere maniere van hoe hulle ding doen. Wat sê hy? But be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind. Focus on godly values and ethical attitudes so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in the plan and purposes for you. As mens verstaan wat dit beteken om jou gedagte op God te fokus, gaan ons gesindheid verander. Ek sê weer, as ons verstaan wat dit beteken om ons gedagtes op God te fokus, gaan ons gesindheid verander oor baie dinge. Maar wat is God se plan vir jou lewe? To have superficial and godly values. Not superficial, godly values and ethical principles. Die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. Nou baie mense haal dit aan. Maar hy het eendag iets gesê. Hy sê, if you're not allowed to speak words, be. And if necessary, use words. Nou dink ek oor hierdie gedagte, nou dink ek, wat sê hy eintlik? Hy sê jou lewe moet 'n spieelbeeld wees van wie jy verteenwoordig. Nou jy weet ons het gister nou die rugby so gekyk en ek kyk hoe die mense daar in daai Durban stadion skreeu. Ek dink julle het ook geskreeu. Het julle dit geniet? Ek het dit geniet. Ek moet vir jou sê Adele is nou nie die grootste rugby fan nie, sy musiek en ek skreeu. En dan besef ek, hoekom skreeu ons? Want ons het 'n span wat ons land verteenwoordig. Né? Dan maak dit ons opgewonde. En op halftyd toe dink ek en ek sê, Here, maar wat doen ek as ek U verteenwoordig? Toe dink ek oor hierdie gedagte, want ek wil my gedagtes beginne verander. Ek wil my hele gedagtegang oor myself en wat God van my dink wil ek verander. Toe sê ek, Here, maar ek kom so ver te kort, because I don't represent you the correct way. Because what happened? Sometimes I think, wat gaan ander mense sê? Is ek reg? Soms gaan ek dink, ek wil nou nie myself hier in die verleentheid stel. Maar wat sê die Here eintlik? Hy sê, be, and I will be your light. As ek gaan nou vir jou 'n gedeelte lees, en eers daai ding het vir my oopgegaan. Maar voor ek die gedeelte lees, ek dink aan 'n verhaal van 'n ou wat sê hy gaan nie meer kerk toe kom nie. Ek sê, Here, maar hoekom het ek nou, dit het net by my opgekom, en ek sê, Heilige Gees, maar hoekom herinner jy my aan hierdie storie? En die ou kom en hy sê, pastor, ek is klaar met die kerk, ek is moeg. Almal skinder en praat en maak, en vanoggend toe ek nog koffie drink, toe loop hy my vas, toe mors ek op my hemp. Ek is klaar met die kerk. Hy sê, I'm done. En die pastoor kyk hom so en hy sê, nee, is reg. Mag ek jou iets vra om iets te doen voor jy gaan? En hy sê, ja, nee, is reg. Miskien moet ek nog vir die pastoor iets doen. En hy gaan vat 'n glas vol water. En hy gee hom die glas water. En hy sê, loop vir my 2 keer om die kerkgebou en kyk of jy nie kan water mors nie. Jy klaar, dan kan jy gaan. Hy dink, wat 'n vreemde versoek is dit? En hy loop met hierdie glas en hy loop stadig. Kyk op die, en hy hou net daai water dop, dat hy nie mors nie. En hy moet oor die paving loop en hy klim so oor die paving en hy loop. Hy mors niks. En hy kom die eerste keer om en die pastoor kom, hy sê mooi so, loop mooi. En hy loop stadig. Hy loop mooi. En hy moet om die beddings loop en klein treetjies gee en hy kom by die parkering en hy kom so by die voordeur. Hy sê, pastoor,
Ek het niks gemors nie. Hy sê, sien jy? As jy kerk toe kom en jy fokus op Jesus, gaan niemand jou pla nie. As ons gedagtegang oor die kerk gaan begin verander en oor mense gaan begin verander en ons fokus op Jesus, sal niks ons pla nie. Want hoekom? Ons loop versigtig want ons is gefokus op hom. Ons loop versigtig, maar ons moet ons gedagtes vernuwe. Wat wil die vyand doen? Die vyand wil onmin saai. Hoe doen hy dit? Deur toe te laat dat klein jakkeltjies die wingerd afbrand. Ons verwag al die groot demoniese goed en ons verwag altyd die ergste goed. Maar ek wil vir julle sê dat ons moet toelaat dat klein goed nie meer deel van ons lewe is nie. Dan sal ons die groot goed makliker kan raak sien. But I have realized that the church needs something very, very drastically in nowadays. En dis gees van onderskeiding. Ek dink die probleem van die kerk op die oomblik dat ons nie 'n gees van onderskeiding het nie. En ons het die Heilige Gees nou nog meer nodig as ooit tevore. Die kerk is onder geweldige aanval. Die kerk is onder geweldige kritiek. Jy weet, ek sien toe Charlie Kirk en as ek nou lees, dis nou baie interessant. Ek het nooit eens van Charlie Kirk geweet nie tot na die insident. But you know what I realized? That God used an amazing person, but never back down to tell people that Jesus Christ is the answer. En wat gebeur? Ek lees interessant statistiek. En dis wat ek bid, ek sê Heilige Gees, dis my begeerte vir Voice, maar dis 'n begeerte vir die kerk, dat ons herlewing sal ervaar soos nog nooit tevore nie. Die statistiek het gewys, Charlie Kirk het altyd gesê, hy kon nie meer as 1.8 miljoen followers kry nie. 'n week nadat hy geskiet is, het sy followers oorgaan na 12.8 miljoen. And it's still rising. Hy het altyd gesê, in sy tyd van sy bediening, soek hy het gepraat van so 20,000 tot 25,000 voltydse persone wat ingesend het sê, I want to follow what you are asking. Net na sy dood het 54,000 studente geënrol. Dubbel dit wat hy die God vertrou het, maar hoekom? Hy moes eers sy lewe betaal, maar nou sê ons, is dit nou sleg? Ek sê nee. Jesus het hom gebruik, en dis die doel. Die Here gebruik ons. You know, we don't die, we just change address. We don't die. En die van julle wat bang is om dood te gaan, ons verander adres, maar ons moet elke dag lewe asof hy kom. Ek meen, hierdie week was die kerk so opgewonde, hy gaan kom op die wolke, hy gaan nog steeds kom op die wolke. But let every day live to the fullest. Why? Because Jesus is coming. But why? We must renew our mindset. And to renew our mindset is to understand what does God think when He thinks of us. Wat dink God as hy aan jou dink? Kom ons kyk eers wie was Jesus. Matteus 17 vers 2 sê dit so mooi. As Jesus by sy disciples was, hy sê, and his Jesus appearance changed dramatically in their presence, and his face shine with heavenly glory, clear and bright like the sun, and his clothing became as white as light. Markus 9 vers 2 sê, and he was transfigured, changed in form before them, and began to shine brightly with divine and regal glory. Maar hier's 'n vers wat my gevat het. As ons weet wie ons verteenwoordig, gaan ons hele gedagtegang ooit verander. Jy sal nooit weer twyfel oor niks nie. 2 Korintiërs 3 vers 18. Jy kom vir my opsit. Ek gaan die Amplified vir julle lees. 2 Korintiërs 3 vers 18. En weet toe ek dit in daai vers lees, toe sê ek, Here, is dit wat U doen as U in ons dink? What do we represent? And we all, with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, and progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Dink mooi oor wat hy sê. We are like a reflecting of a mirror. Hy sê hierso, kom ons lees hom weer. Hy sê, and we all, with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, and progressively being transformed into His image
from one degree of glory to even more glory, which came from the Lord, who is the Spirit. Dan besef ek, Here, maar ons wil die heerlikheid van God weerspieël. Om die heerlikheid van God te weerspieël, moet ons genade verstaan. Om die heerlikheid van God te weerspieël, moet ons gedagtes vernuwe. Om die heerlikheid van God te weerspieël, moet ons weet wie ons verteenwoordig. Om die heerlikheid van God te weerspieël, moet ons weet dat ons moet dink voor ons praat. Om die heerlikheid van God te weerspieël, moet ons weet dat as ons sê dat ons het die Heilige Gees en die vrug van die Gees, moet ons versigtig wees voor ons uitsprake maak oor mense. Is ek nie so nie? Titus 3 vers 5 tot 7 sê, hoekom het die Here jou gered? Want ek dink party mense weet nie meer hoekom die Here hulle gered het nie. Wat sê Titus 3 vers 5 tot 7? Hy sê, He saved us not because of any works of righteousness that we have done, but because of His own compassion and mercy. By the cleansing of the new birth, spiritual transformation, regeneration, and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out richly upon us through Jesus Christ our Savior, so that we be justified, made free of the guilt of sin, by His compassionate, undeserved grace, and that He would be acknowledged as acceptable to Him, and made heirs of eternal life, actually experiencing it according to our hope, His guarantee. Dit is hoekom die Here ons gered het, sodat ons 'n waarborg het dat ons gaan hom sien, maar ook dat ons vrygemaak is van die las van die sonde. Jy weet, die las van die sonde is geneig om vir ons te herinner aan waar ons verkeerd gemaak het. En hoe maklik, as ons nie ons gedagte vernuwe nie, kan ons nie heeltyd teruggaan. Ek praat nou eendag met iemand en hulle sê, as die Here my net kan help, dan ek sê, met waarmee? Hy sê, nee, want ek kan hierdie ding nie los nie. Ek kan nie vrykom van hierdie ding. Ek sê, wat is hierdie ding? Hy sê, nee man, hierdie ding om te weet dat Jesus is met my elke dag. Ek sukkel om dit te verstaan, want dit gaan so moeilik in my lewe. Ek gaan so deur soveel krisisse. En dan as ek voor ek my week om kry, dan kraak ek myself af. Nou, dis normaal. Want hoekom? Die wêreld sit ons onder geweldige vergrootglas te sê, what can you present to us? Maar as ons 2 Korintiërs 3 begin verstaan, we are just a mirror of His reflection. As ons hierdie Titus kan begin verstaan, we are saved by grace, dan begin ons te sê, ons hoef nie die wêreld te beïndruk om Christus te verkondig nie, want ons red nie. Hoor julle mooi? We cannot save people. Jesus died on the cross. He saved people. But what do we need nowadays? We need the Holy Spirit to tell people, to show them which areas they need to change. Net soos ek en jy die Heilige Gees nodig het. Ons het die Heilige Gees nodig om ons te oortuig, maar om ons te help. Jy weet, ou sê vir my, nou die dag, ek sê man, met die Heilige Gees kan ek enige ding doen. By die Heilige Gees is niks onmoontlik nie. Ek moet hom net vertrou. Efesiërs 4:23 sê, be continually renewed by the Spirit of your mind, having fresh, untarnished mental and spiritual attitude, and put on the self, the regenerated and renewed nature, created in God's image, God-like, in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude towards your salvation. Wys ons dat ons is dankbaar omdat ons gered is. Nou, ons hoef nie deur werke dankbaar te wees nie. As my lewe getuig van oorwinning, dan praat ek. Kom ons gaan weer terug aan die bokgame gister. Toe hulle wen, toe sê hulle almal, hulle weet nie wat ons weet nie. Is ek reg? Want hoekom? Ons praat oor dit wat ons bereik het. Ek meen, ons staan op die vooraand om geskiedenis te maak, want as ons nou volgende week net wen, dan wen ons 2 keer agter mekaar hierdie reeks. Dit het nog nooit gebeur nie.
So wat gebeur? Ons staan vir dit wat ons nou weet. Maar as ons weet dat ons is kinders van God, hoekom is ons geneig om dan bang te wees daaroor? Jy weet, ek dink ons moet baie versigtig wees na aanleiding wat die laaste tyd gebeur het ek baie mense gesien hulle mond uitspoel. En die Heilige Gees begin met my te wys en sê, maar as jy weet wat ek oor jou dink, sal jy anders te praat. Heilige Gees sê vir my, as jy verstaan wat ek jou dink en wat jou opdrag is, sal jy anders te dink en jy sal anders te praat en jy sal anders te doen. Want by my is niks onmoontlik nie, maar julle lewe asof of alles te groot is en ek kan dit nie oorwin nie. Ou vertel hierdie verhaal, hy sê, hy kom by die predikant en hy sê, ek het 'n probleem en ek kom net nie oor hierdie ding nie. En jy sê, wat is die probleem? Hy sê, man, my probleem is, ek het al hoeveel keer die Here gevra, maar ek het te groot opinie oor mense. En elke keer vra ek die Here vir vergifnis, maar jy moet my mooi luister. As jou gedagtegang begin verander, dan begin jy anders te dink. Hy sê, Here, hy kom met die predikant, hy sê, ek het al baie vergifnis gevra, hy sê, maar ek kry dit nie aan, voor ek by kom kry, dan gee ek my opinie. En ek praat maklik. Nou kyk, so ou, het 'n goddelike wysheid, inspraak in sy lewe nodig om sy tong te beheer. Want die Bybel sê ons dood en lewe is in die mag van die tong, is ek reg? En die predikant kyk hom so en hy sê, man, dis nie so erg nie. Kom ek jou iets wys, ek gaan vir iets vertel. Ek gee vir jou sak met hierdie vere. Dan klim vir op daardie berg en skud vir my hierdie vere uit. Jy dink, maar wat se versoek is dit? Ek meen om vere uit te gaan skud op 'n berg. Hy sê, doen dit net. Hy sê nie, is reg, hy vat die kussing, hy gaan staan op die berg en hy skud, hy skeer die kussing op en hy skud al die vere uit en daar waai die vere, party vol op die grond en daar waai die vere. En hy kom terug. En hy sê vir die predikant nou, hoekom moet ek dit doen? Hy sê nee, gaan nou terug en gaan tel vir my vang al die vere op wat jy uitgegooi het en sit vir my terug in die kussing. Hy sê, maar it's impossible. Ek kan dit nie doen nie. Hy sê, hoekom nie? Hy sê, want die wind het daar die vere so toe gewaai, party het in die kraans afgeval. Ek kan nie daar kom nie. Ek kan die paar optel wat ek hier by my gevang, by voete was. Maar dit wat die wind gewaai het, en ek sien die wind het in alle rigtings gewaai. Hy sê, daarom moet jy dink voor jy praat. Want as jy gepraat het, het dit daar uitgekom. Dis in alle rigtings. Is dit nie 'n revelation nie? En hy begin net daai sê, Here vergewe my, ek sal dink. Maar hoekom? Die Here moes vir hom fisies wys wat dit is, want hy kon nie self dink dat sy woorde verwoes nie. En toe hy die ding met die vere, nou gaan hy nooit weer. Ek dink hy gaan 2 keer dink om sy opinie uit te spoel. Want hoekom? Die Bybel leer ons, elke woord wat gespreek word, gaan jy voor rekenskap gee. Ek wil nie ons moet versigtig wees wat ons sê. Ek wil nie ons moet ons gedagtes soos Romeine 12 vers 2 sê, ons moet ons gedagte vernuwe en sê, Here, ek wil bedink dit wat U wil hê ek moet bedink. Nou kom ek gee vir jou so 'n paar tools uit die woord uit. Waarop moet ons gedagtes gefestig wees? Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op hierdie aarde is nie. Wanneer jy in 'n krisis gaan, wanneer jy in 'n krisissituasie is, dan wil ek hê jy met jou gedagte gaan verander en sê, I will just focus on Christ. Dis soos daai man met die water. Ek gaan nie omgee hoe die ander mense lyk nie, ek gaan nie omgee hoe ander mense doen nie, as jy aan my vasloop, dan stap ek dit uit, maar kyk het hierdie water in die mors nie. As jy op die oog op Jesus gefestig is en jy bedink die dinge daarbo, sal hierdie aardse norme se goed jou nie meer beïnvloed nie. Want hoekom? Jy het 'n ander mindset, jy het 'n ander approach, want as jy sê my God kan, dan sê jy ook die Here sê, ek kan jou gedagtes verander. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou het ek al soveel gehoor in die verlede, ek gaan nie meer dit sê in die toekoms nie. Mense gesê, maar my paaie gaan sê soveel krisisse. Ek sê man, vertrou op hom, die Here sal jou pad gelyk maak. The Lord didn't put you in a situation if He doesn't want to teach you something. Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, en dan sal hy jou begeer, die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer.
en hy sal jou geregtigheid laat voorkom, soos die lig en jou reg soos die middag. Hebreërs 12 vers 2 sê, jou oog gefestig op Jesus die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hierdie Matteus sê dit so mooi. Ek wou dit maar net vanmôre uit die skrif uit vir julle bemoedig, want aan die einde van die dag is dit wat ons moet gaan toets, is die woord. Dit is wat ons moet gaan gebruik wanneer ons in krisis is die woord. Dit wat ons in situasies van ons begin dink, dan dit gaan terug na die woord toe. Maar hoekom kry mense swaar? Want hulle ken nie die woord nie. Hulle weet nie wat is hulle autoriteit in Christus nie. Matteus 6 vers 34 sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal vir hom sy eie dinge sorg. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Kyk die mossies. Hy kwel hom nie oor môre nie, want môre gaan oor homself worry, want hy weet, sy God sal voorsien, of sy maker sal voorsien. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Nog 1 of 2 lees en dan kan ek vir julle, maar later sal ek vir julle skrif gee. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Voel in my gees. Die Here sê vir iemand vanmôre, wees nie bevrees, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Besef jy vanmôre as God sê, hy help jou. As God sê, ondersteun jou. As God sê, moet nie oor môre kommer nie, moet niks bang wees nie. Jy weet, ek sien, hulle het nou die dag statistiek gesê van hoeveel mense in angs leef in die wêreld. Dit is oor 300 miljoen mense in die wêreld wat angs beleef. So wat ek eintlik sê is, dis normaal om angs te beleef, maar as jy weet en jou gedagtegang begin 'n fokus te verander, dan begin jy besef, maar God sê ek het alles. God sê ek kan. God sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Kom ons dink wat ons praat. Kom ons wees versigtig wat ons dink. En terwyl ek so gedink het oor die gedagte, begin die Here vir my vat na Dawid en Goliat. Nou kyk, dis vir my so wonderlik, as die Here partykeer vir my in verhale vir my goed uitwys. Dan sien ek goed raak wat ek nie voorheen gesien het nie. Dan sê ek, Here, Heilige Gees, U is amazing. Julle kan dit self gaan lees, ek gaan net vir julle in kort vertel. Dan gaan ek julle vertel wat ek raak gesien het. 1 Samuel 17. Julle kan later gaan lees, Dawid en Goliat, ons almal ken die storie. Maar voor dit wil ek 'n statement maak. When God wanted to make a king out of David, He did not give him a crown, He gave him a Goliath. Your challenges prepare you for your purpose. Hoor julle wat ek sê? Your challenges prepare you for your purpose. Nou jy weet, as ek nou die verhaal in kort lees, ons almal ken die verhaal. Maar as goed wat ek raak gelees het, want jy weet, ons kyk na Dawid en Goliat, die man wat die slingervel gegooi het, ek onthou, André Kempen het mos 'n liedjie gesing, toe tel Dawid 5 klippies op en hy skiet die een teen die leeu se kop. Pah, toe val die reus op sy neus. Is ek reg? Ek meen, daai storie en daai liedjie het al in hoeveel kinders en in hoeveel mense se huis gespeel. Maar jy weet, ek begin oor die storie van Dawid en Goliat lees en dan besef ek, maar jy weet, Dawid was 'n man wat heeltemal anders te gedink het. Dawid is 'n man wat heeltemal anders te dinge benader het. Want hoekom? Hy het geweet wat sy posisie in Christus is. As jy lees in Goliat, ek begin toe myself uitwerk, ek sê, Here, maar ek wil nou 'n bietjie uitwerk, hoe groot is die Goliat? Ek meen, ek probeer nou staan ek in die spieël en dink ek is nou redelik lank. Hoe groot is Goliat?
Hulle sê hy was 6L en 'n half. Nou ek kan nog nie daai half lekker uitwerk nie, maar dit moes oor die 3 meter gewees het, die man. Ek meen, dit is 'n kolossale man. Nou jy weet, dit is interessant. Ek kyk nou die dag so 'n klip wat 'n ou vir my gestuur het, en die ou wat road rage, en die ou sit in die kar, en die ander ou klim uit, en hy skel, en hy skel, en hy skel, en toe die ou die deur oopmaak, en hy klim so uit, hy styg so op, hy sê, ekskuus, ek was verkeerde kar. Nou dink ek by myself, dis baie maklik om te praat, as jy kan nie deur die venster sien nie, maar toe daai man uit die kar uitklim, toe sê, o my goed, jammer, ek is verkeerde kar. Dit is my fout. Toe sê hy sommer dadelik is sy fout. Wat wil ek eintlik sê? As ons besef ons posisie in Christus, dan ons nie so te kere gaan nie, nommer 1, en nommer 2 is, 'n reuse kan ook vir my kom staan. Ek raak nie bang nie. Maar wat gebeur? Ek lees in die verhaal dit gaan oor Saul en Israel, hulle het so bang geword. En ek lees iets in raak wat ek nie voorheen gelees het nie. Jy weet, Saul het besef dat daar's niemand in Israel wat Goliat kan verslaan nie. En hulle hele leer was so groot. Wat het Saul gedoen? Dawid hoor van die storie, Dawid was 7 broers gehad, en Dawid kom en hy sê, maar, hy hoor hierdie storie, hy sê, maar wag 'n bietjie, hier's 'n gerumoer hierso in die pratery onder. In vers 25 het nogal vir my interessant gewees. Maar voor dit, het iets vir my baie interessant. Jy weet, in die ou tyd, toe Jesus gestenig was, het hy 'n wet gehad, jy mag nie meer as 40 houe geslaan word om te sweep nie. Hoe lank het Goliat Israel getuister? Vir 40 dae het hy vir Israel uitgedaag. Wat het gebeur met 40? Na 40 dae deurbraak gekom. Jesus was 39 houe gestaan, hulle vermoed hy was omtrent 39 houe gestaan. En toe sê hy, die 40, ek het my asem uitgeblaas. So Jesus die redder het vir ons gesterf sodat ons kan lewe. En ek sê, Here, maar dit is hierdie interessant dat 40 nou vir my so uitstaan. Hy sê, what happened? Doesn't matter what you go through, there's always a breakthrough. Doesn't matter what you are facing, there is always a breakthrough. Maar wat gebeur? In vers 25, wat is baie interessant. Saul kom en hy offer sy dogter. Luister wat sê hy. En Saul kom en hy sê, en aan die manne van Israel, hy sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan, hoor wat sê hy, en die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van enige belasting. Julle het dit gelees. Dit was nogal vir my interessant. Hulle was almal so bang. En toe sê hy, maar wag 'n bietjie, ek gaan julle kwytkel van teks. Kom net iemand met guts. Kom ons staan teen hierdie man wat 40 dae ons Israel uitdaag. Lees die storie verder. Dit was nogal vir my baie interessant. Jy weet, dit is so belangrik dat ons harte moet bewaar. Weet julle dat Dawid het sy hart bewaar? Dawid het sy mond bewaar en Dawid het sy gedagtes bewaar. As ons hierdie 3 goed kan bewaar in ons lewe, dan sal ons elke keer oorwinning kry. Dis 'n guaranteed fact. Wat het gebeur? Vers 26. Dawid hoor wat gebeur en hy kom af. En hy sê, ek hoor daar's 'n storie. Maar wat sê Dawid se oudste broer? Hy sê, ek hoor daar's 'n storie wat sê, iemand daag ons God uit. Want Dawid pas skape op. En sy oudste broer sê vir hom, man Dawid, is jy nou alweer nuuskierig om te kom kyk wie wen? Dis wat hy sê hier. Hy sê, hoor wat sê hy? Dawid se oudste broer Eliab hoor vir Dawid spreek en het baie kwaad geword. Waarom het jy nou eintlik afgekom? En dan weet jy die klein vee in die woestyn afgegee. Hoor wat sê sy broer vir Dawid. Ek meen, hy ken vir Dawid, maar hoor wat sê hy vir Dawid? Maar eintlik, hy sê, Dawid, jy moet soos ons wees. Hy sê, ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart. Want jy het afgekom om die geveg te sien. Nou, ek het altyd gedink dat Dawid gaan haal. Nee, hy het gekom om te kom hoor. Hy hoor hierso mense praat en hy sê, wie is die man wat my God uitdaag? En hier kom sy broers en sê, man, ek ken die vermetelheid van jou hart. Jy kom seker nou weer kom kyk, wie gaan nog beklei hierso? Hoor wat sê Dawid? Hy sê so onskuldig. Nou wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. Ek meen, maar hy het geweet wie sy posisie is. En nou ken ons die storie en Dawid sê vir Saul, ek sal gaan. Saul sê, nee man, jy kan nie gaan nie, jy's 'n jong seun. Hierdie is 'n krygsman wat gebore word vir beklei.
Wat sê Dawid? Niemand sal my God uitdaag nie. En hoor wat sê hy? En Dawid sê, hoor wat sê, Dawid antwoord hom, terwyl ek die vee opgepas het, was daar beere en leeu's wat ek verskeer het, met wat die vee wou vang. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Nou kyk, as jy God uitdaag, dan is dit wat gebeur. Want wat het Dawid geweet? Hy het gesê, die Here het my gered uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer. Hy sal my red uit die hand van die Filistyn. Sal sê, gaan en mag die Here met jou wees. Hy het hom nie eens geglo nie. Hy sê, gaan en mag die Here met jou wees. Hoekom? Want hulle word met vrees, dit wat hulle sien, word hulle gebeheer. Maar wat het Saul gedoen? Toe kom Saul en hy gee hom almos nou al hierdie wapenrusting wat aangaan. En hy is so swaar, ek meen, daai arme Dawid kry nie eens die swaard opgelig nie. Hy sê, nee, vat julle goed. Wat doen hy? Hy vat 5 klippies. Hoekom het hy 5 klippies gevat? Goliat het 4 broers gehad. God het hom voorberei om al 4 sy broers uit te wis. Dis hoekom hy hom 5 klippies gegee het. En toe skiet hy mos die eerste klip. En hy het gegaan en hy het gesê, want uit Filistyn gekom en gesê, wie is jy? Jy kom na my soos 'n hond. Jy laat my nou kom met jou stokke. Hy sê, maar jy kom na my met 'n swaard en 'n spes en 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here, die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Nou wil ek sê, ons staan op 'n punt in ons lewe. Die kerk word uitgedaag. Ons God word uitgedaag. Hoe gaan ons situasie benader? Hoe gaan ons situasie aanpak? Dan gaan ons net soos Dawid sê. Dawid sê ook, dan sal die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos het nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Nie met geweld, nie meer krag nie, maar deur my gees, so spreek die Here. I want to tell you, we as the church, we've got an advantage over the enemy. We've got the Holy Spirit. Sê amen. Ons het die Heilige Gees. Omdat ons die Heilige Gees het, gee dit ons 'n ander kragbenadering. Dit gee vir ons 'n ander approach. Dit gee vir ons 'n edge. As ek weet dat ek gaan wen, hoekom sal ek dan bang wees? Want ek het mos die bomb squad agter my, né? Ek hoor julle rugby praat van die bomb squad. I've got the bomb squad of God in me, man. And that power can rule over anything. No situation is too big for God not to solve the problem. Maar ons moet al ons bekommernisse by hom lê. En hy sal ons gee die begeertes van ons hart. Ek maak 'n gevolgtrek en dan gaan ek vir julle 'n baie mooi storie en daarmee gaan ek eindig. Wat reg in my hart geraak het. En wat God kan doen. Ek wil vandag vir julle sê, as julle julle gedagtes beginne fokus op die Here en sê, Here, ek gaan Romeine 12 vers 2 maak, ek wil my gedagtes daagliks vernuwe. As menende, ek sal elke dag, sal ek sê, ek is geroep, ek is gered, ek weet ek het gesag, geen situasie sal my onderkry nie, dan kan ek staan in die autoriteit van Christus, ek kan staan in oorwinning van Christus. Geen situasie is te groot vir God om te kom te word nie. Jou gedagte wat jy het oor jou situasie, moet weet van die gedagte van wat God kan en sal doen. Ons kan julle elke keer, kan ek vir julle sê, by God is niks onmoontlik nie, maar as jy dit nie glo nie, en as jy dit nie bedink nie. Wat was Dawid se sukses? Sy hart was reg. Sy gedagtes was reg. En hy het gepraat met autoriteit, want hy het geweet in wie se krag hy staan. Wil julle 'n storie vertel van 'n jong seun in Amerika, wie se pa polisieman was. En sy pa is toe vermoor. Dit was vir hom baie traumaties. Maar dit was nie wat hom eintlik gevang het nie. Is die feit dat die boelies by die skool het vir hom gesê, your dad will not go to heaven.
if he's not protected by scary men. En dit was vir die ma en die seentjie verskriklik erg, want hy sê hy verstaan nie, hy sê nie, maar jou pa gaan nie hemel toe nie, want hy moet protected wees by scary men, dan gaan jy hemel toe. Dis hoe hulle hom nou geboelie het. Maar sy ma het geweet wie hulle posisie in Christus is. En die seentjie het geweet van met my God is niks onmoontlik nie. En hy bid en hy sê, Here, will you help me to show me who is the scariest people on earth? Hulle het in 'n klein dorpie gebly. Maar hy het sy gedagtes nie gefokus op wat die boelies vir hom sê nie, want hy wil glo sy pa is in die hemel. Hy was te klein om die saligheid te verstaan, maar hy het hierdie woorde het sy hart geruk en het hom heeltyd gesê, your dad's not going to make to heaven because he hasn't got scary men to protect him. Nou beteken, daar's nie mense wat bang genoeg het om voor hierdie graf te gaan aan die graf toe nie. En hy en sy ma ry die dorp en hulle stop by 'n so diner, daai praat hulle van diners in hierdie plek. En ewe skielik sien hy 'n klomp bikers wat binne in hierdie diners is en hy sê vir sy ma, stop. That must be scary men. That must be scary men. En sy sê, Tom, Miguel, don't go in there, because I heard a lot of bad things about these men. En dit is nogal interessant, dit was nogal hierdie een groep wat daar was, hierdie biker groep, nou wat die bikers sien, ek het hulle gesien, ek was al daar by 'n bikers rally, they give a presence. Trust me, hulle give a presence. Maar ek wil vir julle ietsie sê, that is just the outer facade, inside there's a heart. In elk geval, hierdie jong seun stap by daai diner in. En daar sit so 5 of 6 van hierdie manne, met hulle motorfietsse is blink buitekant. En hy kom by hom en hy sê vir hom, sorry to bother you, sir. I just want you to read this pamphlet. En hy het op die papier ding neergeskryf en hy skryf daar, hy sê, he slammed the paper down and he says, Daddy's funeral, I need scary men. And let's skryf here, say, in the diner went dead silent as 15 members of the Iron Wolves motorcycle club stared at the kid who could not weigh more than 40 pounds and was soaking wet. Hy's van bang van vrees. My mom said, I cannot ask you. En sy kind begin te bewe, but I have decided for my daddy I will. And I said, but my mom is crying all the time. And the mean boys at school said, Daddy won't go to heaven without scary men to protect him. En daai ou se naam is Big Tom. Hy was al in die oorlog in Afghanistan. Hy het skals getatoeëer oor sy hele lyf en sy nek. En hy vat hierdie stukkie papier en hy sien is in sy hand se skrif geskryf. En is 'n prentjie van 'n motorfiets met 'n lijksbaan met 2 of 3 of 'n paar motorfietsse agterna. Dit is hoe hy dink. In sy kop gaan hulle sy pa beskerm om hemel toe te gaan. Min weet en dat sy pa het sy hart aan die Here gegee. Maar omdat die seuns het hom gespot vir dit wat hy hulle sien. Kyk wat God doen. God raak betrokke selfs in jou fisiese oorlog. Hy kon omgedraai het en gesê, ek weet waar is my pa, ek hoef nie te worry nie. Maar wat raak doen? God raak betrokke en hy kyk na die hart van daai kind en hy sê, ek sal 'n situasie bewerkstellig. En hy sê, agterop, hy sê, please come. I need you. En die adres is daar, by hierdie funeral. En die ouetjie kom, die ou staan op. En hy sê, where's your little mother, boy? Hy sê, in die kar. Hy sê, tell your mom, I will be there. Hy het die adres môre. En hy skryf daar, hy sê, are you sure? Because she's so scared of you. Hy sê, tell your mom, I'll be there.
Die volgende môre. Die seentjie se naam was Miguel Rivera. Die volgende môre terwyl hulle opdaag by die voor hulle die volgende môre is daar 'n ander ou van 'n ander groep daar ook en hy's van 'n ander groep en hulle is van die Snyk groep en hy sê, Tom, you are saying you go to his father's funeral. Do you know what this man does? He's a cop that arrests us. I say, no, I will go because of this brave young lad that he's raised up. This is a man. I want to honor this young boy's vision. I'll be there. You don't have to come with me. Die volgende môre, 2 ure voor die tyd, toe Tom en sy paar van sy motorfietsouens met hulle blink gepoetste motorfietsse het hulle 'n linie gestaan. Maar dit was die wonderwerk wat gebeur. Toe die leiks wou aankom, kom daar net motorfietsse van verskillende groepe. Hulle sê op daardie plek was oor die 100 Harley Davidsons wat so in 'n ry gestaan het om erewag te staan. Wat doen God? Hy ken die kind van 'n hart. En hy sê, ek sal nie my laat mok. Niemand sal my laat mok. En my kinders uitdaag om te sê, they need to be protected by scary men because I will use scary men to show the world what I can do. And what happened? Meer as 100 motorfietsse staan daar en hulle kom ingery. En Tom en sy ma ry in die leiksbaan en hy sê, Mom, look what's happening. Sy sê, I see, en die trane loop. En terwyl hulle daar kom, toe gaan hulle, niemand het dit voor die tyd gereël nie. It just happened. Toe gaan al daardie motorfietsse en hulle ref gelyk, almal gelyk toe daai casket hier afkom. And they say it was like a godly presence, the sound of the engines. They say it was like if God has ordained it to be like this. It was not a rumbling sound of motorbikes. It was a godly roar of triumph. So het elke ou, die een ou het die volgende ou gesê, en daar was 'n klomp groepe. Hulle is eintlik vyande van mekaar, maar hulle het besluit, daardie oomblik, they're going to be united for the good purpose, for this young boy. En terwyl daardie leiksbaas so afgaan en hulle so staan, toe kom daardie manne en hulle stap 1 tree terug. Niemand gaan weg nie en hulle maak 'n ring. Onthou, hulle ken niemand van hierdie nie. Onthou, hulle hou nie eens van die polisie nie. But at that moment, it was their heart that changed because of a thought of a young man that said, it will not be possible for my God to help me. God, I need your help. En wat gebeur? Daardie jong manne, daardie motorfietsryers het met al om die graf gestaan met hulle rug na die graf toe, want hulle ken hom nie, but they protected that young boy's dream. Dis nie wonderlik nie. Is dit nie amazing nie? Dis die God wat ons dien. Verder gaan dit. En toe hulle klaar is, toe gee hulle vir die seentjie hierdie hulle gee ons 'n vlag ter ere van iemand wat in die leer gesterf het en hy sê, Tom, this is to honor your father. En Tom loop en hy vat daai graf, daai vlag. Daar Miguel loop en hy loop in daai vlag en hy kom by Tom. En hy staan voor Tom en hy sê, Tom, I want to give you to honor my father. Thank you for honoring my dream. En daai groot man begin huil. En hy begin sy hart te raak en hy sê, no young man, you are the one I must honor, not me. En hy buig voor hom neer en hy sê, I'll give you back this, I don't want this. En wie wat sê Miguel vir hom? Hy sê, you know what, I know who my father is with God in heaven. But this is to bring honor to you. I don't know you, but all I can say to you, Jesus loves you. And I want you to have this as remembrance of my father that was a good man. En hy Tom
breek uit in sy hart en hy sê, you are the good man. He raised a good boy that stand for what he believes in. En daai motorfiets, hulle skryf daar, nou wat maak 'n motorfietsryer? Ek was al by so ding, as hulle daar weggaan, wil hulle vir die hele wêreld wys, daar was 'n motorfietsryer. Dan rev hulle so weg. But they say they left in silence, as if God has planned everything. What am I telling you today? If you think positive, God can change your situation, and He can even use the fiercest men in the eyes of the world to use to His glory. Because why? They all got hearts. God knows it's not about the outside, it's about the inside. And if we can change our hearts and our minds and our thoughts and our being, then nothing is impossible with God. Nothing is impossible. And I want to close with this morning. Please realign your thoughts and your hearts. Jy wat daar op die lig is, as jy vanmôre besef dat niks wat jy kan doen kan God se hart aanroer, daar's net een ding. Vertrou hom. Maak jou hart skoon. Spreek lewe in jou situasie en bedink die dinge wat daar bo is. En God sê, hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En ek wil vanmôre afsluit met hierdie woorde. Kom ons herbelyn ons hart, ons gedagtes en ons mond, om dit te leef wat God vir ons beplan het om te wees. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, ek dank U vir die goedheid en die guns. Here, ek dank U vir hierdie woord. En Here, ek wil vanmôre sê, I surrender all. I surrender all to Jesus. I surrender all. En Here, dit is my begeerte van my hart, is dat almal wat vanmôre na my woord luister, dat hulle gedagtes aangaande U sal begine verstaan. Dat hulle die woord wat U oor hulle uitgespreek het, sal begine leef. Dat hulle die wil wat U vir hulle lewe beplan het, sal begine uitleef. Dat hulle sal weet dat God kan, dat hulle sal weet God sal, maar dat hulle ook sal dink, by God is niks onmoontlik nie. Vader, ek verklaar vanmôre elke situasie nietig. Ek verklaar vanmôre elke siekte afgebreek. Ek verklaar vanmôre elke vrees wat oor mense gespreek word, elke vloek wat oor mense gespreek word, verklaar ek vanmôre gekanselleer. Want hoekom? My God kan. Ek sal die dinge bedink wat daar bo is. Ek wil Jesus gefokus wees. And I know that with God nothing is impossible. No sickness, no situation, nothing will separate me from the power of God that is vested in me. And I stand in a breast for everyone this morning. En ek sê, Here, as iemand vanmôre deur 'n krisis gaan en hulle is angstig, dat hulle vanmôre God sal begin bedink, dat hulle vanmôre sal dink, soos wat Dawid gesê het, wie is hy wat my God uitdaag? Want ek is 'n gesalfde van Christus. As jy Jesus aangeneem het, en as jy vanmôre nog nie Jesus aangeneem het, iemand daar oor die lig, wil ek vir jou sê, bid hierdie gebed agter my, en Here, ek maak my hart oop, ek vra U om my sondes te vergewe, en ek kom vanmôre en ek sê, Here, ek wil maak U die lykste man van my lewe. En dan kan jy vanmôre weet, dat as jy Jesus aangeneem het, en jy het hierdie woorde van jou sondes bely, dan sal God jou help. Want Jesus is gegee, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Ons bid hierdie dinge in Jesus se wonderlike naam. Amen.